Prys die Here. Nou, geliefdes, as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy jou Bybel oopmaak. Ek sal nou sê waar. Nou volgende wil ek bietjie met julle gesels en 'n tema wat ek aan die boodskap wil koppel is klink dalk 'n bietjie snaaks en dit is die tema unwanted gifts. Unwanted gifts. Ek weet nie wie van julle het al so bietjie deur wel, toe Junkmail daar was dit nou nogal maklik. Jy weet, jy kon maklik daar deurblaai, maar daar's soveel advertentieplatforms waardeur jy kan blaai. En wie van julle het al so 'n bietjie gaan kyk na die tema of die terme unwanted gifts? Wat te koop is onder unwanted gifts? Ek is nou nogal lief daarvoor om so 'n bietjie daar te gaan loer. En dit is interessant om te sien dat party ouens verkoop parfuum, party ouens verkoop mikrogolfoonde, party ouens verkoop besemstokke, allerhande goed en dan sê hulle unwanted gift. Daar's tot 'n ou wat 'n Hilux wil verkoop, Hannes. Nou wie sal 'n Hilux? Okay, daar's 'n paar ouens wat 'n Hilux wil verkoop. Maar in 'n geval, die feit is net en dan sê hulle nog 'n unwanted gift. So as jy 'n Hilux daar los het wat unwanted is, praat met my. Ek dink hier's 'n paar ouens wat sal belangstel. Maar die feit is dat daar's baie mense wat 'n geskenk kry, maar dit nie graag eintlik wil hê nie. 'n Geskenk kry wat eintlik half useless is. So, jy weet, dis 'n geskenk wat jy normaal aanvaar omdat jy ordentlik is, maar daarna weet jy nie wat om met die ding te doen nie. Gebeur dit met julle ook? Dankie tog, is nie net met my nie. Nou daar's baie keer wat ek sekere goeders kry wat as ek dit so gekry het, dan kyk ek dit so en ek mag dit seker nie vanoggend sê nie van dan gee ek 'n geheim weg, maar baie keer vat ek daai goed en sit ek dit weer so netjies in die pakkie totdat iemand anders verjaar, dan gee ek dit vir hulle. Doen julle dit ook? In 'n geval, ek hoor jy sê ja. Ja. Julle jok daarbo, maar in 'n geval, so geskenke wat jy kry wat jy nie eintlik wil hê nie. En die goed staan in jou kas. Jy weet, dit word gebare en partykeer kry jy dit nodig. Partykeer wil jy dit eers nie hê nie en as jy daarna gaan dink en besef jy, wow, maar hierdie kan ek dalk gebruik. En julle terwyl ek daaraan dink in die tyd waarin ons is, besef ek maar of julle wat. Dit is wat ons baie keer geskenke kry en nie daarvan hou nie en dit maar eintlik net op 'n rak sit. Het die wêreld die grootste geskenk gekry in Jesus Christus. Wat vir ons kom sterf het, wat vir ons gebore is, wat mens geword het. Wat ons sondes, ons oortredinge op hom geneem het, ons vrygekoop het sodat ons regtig vry kan wees. En weet julle wat, daar's mense wat sê nee, dankie, ons stel nie belang nie. Daar is mense wat sê no, but that's an unwanted gift. Jy weet, dit is ongevraag. Ons het nie 'n verlosser nodig nie. Ons het nie 'n redder nodig nie. Ons is okay. Jy weet, ons is goeie mense. En die hartseer is dat vir baie mense sit hulle net die hele gedagte van Jesus, sit hulle op 'n rak. Weet julle wat, hulle mis uit. Ek wil julle net so 'n bietjie die prentjie kry. Ek wil julle net so 'n bietjie hierdie idee kry. En ek sien pastoor Regrinius vanoggend hier. En hy het die eerste keer toe ek geswat het, toe hy vir my die eerste jaar geskiedenis gegee. En hy het nogal die ding vir my oopgemaak daai tyd. Kry net gou 'n bietjie die prentjie in jou kop van 'n jong meisie wat skielik kom. En sê julle sal nooit glo wat gisteraan met my gebeur het nie. 'n Engel het aan my verskyn. En die engel het gesê ek gaan swanger word. En nou is ek swanger. Kom ons dink gou. Hoe sal julle daaroor reageer? Dink gou daaroor. Hoe gaan jy daaroor reageer? En dis wat gebeur het. Ek dink ons almal onmiddellik, wanneer ou daaroor dink, as dan nou skielik 'n meisietjie moet opstaan en sê, maar die Heilige Gees het gesê ek gaan swanger raak, gaan ons daar skeef van kyk. Gaan ons vir sê, girl, jy vat 'n groot kans. En tog is dit wat werklik gebeur het. En dink net, wat in haar lewe moes gebeur het, die oomblik toe dit gebeur het. En onthou, God dwing homself nooit op iemand af nie.
Hy het eers met haar gepraat, hy het vir haar gesê wat hy wil doen. En weet julle wat was haar reaksie gewees op hierdie geskenk wat God aan die wêreld wou gee? Ons lees daar in Lukas 1 vers 27 tot 38, maar gaan net hierdie een vers lees. Lees ons, hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens die woord. En die engele het van haar weggegaan. So sy het aanvaar dit wat die Here gesê het en gesê, Here, hier is ek. Laat dit wees volgens die wil. Laat dit wees volgens die woord. En sy het haarself oopgestel sodat daardie geskenk van die Here deur haar kon wees. So dink ek so 'n bietjie die reaksie van die ouens wat om haar was. Dink 'n bietjie aan die reaksie van haar verloofde, Josef. En ek dink sy reaksie as ons mooi daarna gaan kyk, was heel natuurlik as ons mooi daaroor nadink, want wat hom aan betref, that was unwanted. Wat hom aan betref was hierdie geskenk waarvan sy gepraat het, ongevraag. Hy was nie reg daarvoor nie. Inteendeel, ons lees in Matteus 1 vers 18 en 19, lees ons die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was, aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig was om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. So Josef, sy reaksie was, wag 'n bietjie, hierdie gaan nie vir my werk nie. Weet, ek gaan jou nie drop nou en jou bekend maak nie, want onthou, in daardie jare was 'n meisie wat sommer swanger geraak het, en as haar verloofde gesê het, hoorie maar, dit was die hekkie, want ek was nog nie by hierdie girl nie, sou hulle haar doodgegooi het met klippe. Dit was die realiteit van daardie tyd gewees waarin hulle geleef het. Maar hy het in sy hart besluit, hy gaan dit nie bekend maak nie, hy sal dit vir homself hou, maar hy gaan nie by haar bly nie. Wanneer die tyd reg is, gaan hy net verdwyn. Hy gaan haar nie vat as sy vrou nie. Hy gaan net verdwyn. So, en ek dink as ons mooi daaroor nadink, dan besef ons dat hierdie reaksie van Josef is eintlik heel natuurlik. Ek dink die meeste van ons sou dieselfde gedoen het. Die meeste van ons sou gesê het, nou, wag 'n bietjie. Jy weet, nee. Ek glo nie aan hierdie besigheid nie, dit gaan nie vir my so werk nie. Totdat die Here aan Moses verskyn het deur 'n droom en vir hom gesê het, hey, wow, stop, dis wat gebeur en dis wat gaan gebeur. En hy het hom onderwerp aan die gesag van die Here en hy was gehoorsaam geweest. So wanneer ons daarna kyk, dan besef ons dat selfs vir Josef was hierdie geskenk unwanted, ongevraagd. En dan praat ons nie eers van die Jode nie. Wat die Jode aan betref, was die Messias, het Jesus nie gekom in die prentjie wat hulle hom wou gehad het nie. So wat hulle aan betref, he was also unwanted. Hulle was nie hoop vir hom nie, hulle was nie hoop vir sy werking nie, inteendeel, hulle het op allerlei maniere probeer kyk, hoe kan hulle Jesus as 'n leenaar uitmaak? Hulle was besig op allerlei maniere om te kyk, hoe kan hulle van hom ontslaa raak? En dit was hulle planne gewees met Jesus, tot aan die einde, tot waar hom aan die kruis opgehang het. Maar min het hulle geweet, dit was nie net hulle plan nie, dit was God se alomwetende plan, wat hy gehad het, volmaakte plan, dat Jesus vir ons sou sterf. Maar hulle het Jesus nie aanvaar nie. Vir hulle was hy unwanted. Jy sien, want die verlosser wat hulle verwag het, was iemand wat sou kom, 'n koning wat sou kom, en hy sou hulle verlos het van die Romeinse ryk. Hy sou die Jode absoluut verlos het, sodat hulle as Jode kon regeer. En kon heers waar hulle was. Hierdie koning wat hulle verwag het, sou juist die heerser van daai koninkryk gewees het. En Jesus het nie in hulle prentjie gekom nie. Hy het nie volgens hulle prentjie gepas nie. En daarom was Jesus vir hulle ongevraagd. En wie hulle die hartseer is dat vir baie mense, gelowiges en nie gelowiges, is hierdie geskenk wat Jesus vir ons gebring het, wat ons juis in hierdie tyd vier, unwanted. Vir baie mense gaan dit juis net oor die feesseisoen, gaan dit oor 'n tyd van wat hoe sê hulle, as die pap val, as dit papreën moet jy skep, jy weet, dis nou besigheid. So nou terwyl dit papreën moet ons as besighede skep en dis waaroor alles gaan. Dit gaan nie oor Christus wat gebore is vir ons nie. Dit gaan oor geld maak, dit gaan oor 'n tyd van rus en party ons noem dit sommer die silly season, want ouens vang snaakse goed aan onder hierdie seisoen waarin ons is. En dit gaan nie meer oor die feit dat Jesus Christus
vir ons gebore is nie. Laaste keer wat ons as gesin by St. Lucia was, vakansie gaan hou het en dis daarom 'n paar jaar terug, maar terwyl ons daar was, toe ons opgewonde is ou Kersaand en toe ons daar by die strand verbygaan, toe is daar 'n massiewe partytjie en die ouens dans en hulle gaan te kere. Ons was eintlik geskok. Kersdag toe dink ons nie, dit gaan seker nou rustig wees en toe ons daar verbygaan, toe is dit 'n massiewe partytjie daar op die strand. En ons het besef maar, wow, hierdie mense se idee vir Kersfees is totaal anders. Die drankborrel staan gesaai en die mense is vrolik en nie as gevolg van dit wat Jesus gedoen het, nie as gevolg van dit wat hulle gedrink het. En jy kry mos sulke vloeistof wat jy opgewonde maak, nee. En hulle is vol van dit. En weet julle hoe baie mense was deel van dit wat gesê het, ons glo in Jesus. Ons is Christene. Maar vir hulle is Jesus in 'n groot mate 'n unwanted gift. En net so vir baie van ons wat hier vanoggend sit, is dit waarvoor Jesus gekom het, in 'n groot mate unwanted. Want ons aanvaar die feit dat Jesus mens geword het, vir ons kom sterf het aan die kruis, en ons is bly daaroor want ons is op pad hemel toe. Maar die realiteite van wat Jesus kom doen het, wat baie meer is net die feit dat hy mens geword het om aan die kruis te sterf vir ons, hoewel dit die kern van alles was daar soveel meer waarvoor hy vir ons kom sterf het, waarvoor hy mens geword het. Maar ons aanvaar die lekker, die mooi wat ons wil hê, maar dit waarvoor Jesus werklik gekom het, is vir ons unwanted. En ek wil vir julle sê, ons mis uit, omdat ons nie ten volle dit wat die Here vir ons wil gee, ons eie wil maak. So klompie jare terug is ons by 'n plek en iemand sê vir my, spesifiek van 'n persoon, toe ons praat oor die werking van die Heilige Gees, toe sê hy vir my, weet jy wat, daai vriend van my sê, dat hy sal homself nooit so verneder, om in tale te praat nie. So ons moenie eers met hom praat daaroor nie. En ek dink met myself, wow, jouself verneder? Jy sal jouself nie verneder nie? Nou, ek hoef nie vir julle te sê wat se kopseer is sy lewe op hierdie stadium nie. Want jy sien, as jy jouself nie kan verneder voor die Here nie, hoe kan hy koning wees in jou lewe? Hy bely hy is 'n kind van die Here, but it's an unwanted gift. Hy soek nie die volheid van dit waarvoor die Here vir hom gesterf het nie. En julle wat ons mis uit. Ons mis uit. Want daar's soveel meer wat die Here vir ons wil gee. Daar's soveel meer wat hy vir ons wil doen. Sy gawes van sy Gees. Hy het vir ons gekom dat ons vrede kan hê. Hy het gekom dat ons vergifnis kan hê. Hy het gekom vir die kerk. Maar vir julle wat, dis 'n unwanted gift vir soveel mense. Ek wil net weet, ek is gered. Jesus het vir my gesterf, ek is op pad hemel toe. Die res van die goed is nie vir my belangrik nie. En hoor gou vir my geliefdes, ons mis uit. Want daar's soveel meer. Die woord van die Here sê, elke belofte in Christus is ja en amen. Elke belofte, daardie volheid wat in die Vader opgesluit lê, is vir elkeen van ons beskore. Nie net om verlos te wees nie, nie net om gered te wees nie, maar om in sy heerlikheid en in sy volheid te kan funksioneer en te kan leef. Julle wat's baie hartseer. Oor baie jare aanvaar die Jode nog steeds nie Christus as die Messias nie. As 'n klein groepie wat al oor die jare gedoen het, maar die groter meerderheid aanvaar nie Christus nie. En vir meer as 2000 jaar is daar nie meer 'n profesie wat aan hulle gegee is nie. Is daar nie meer 'n profeet opgestaan of 'n engel aan hulle verskyn nie. So vir meer as 2000 jaar staan hulle, ek wil amper sê, staan hulle droog wat die geestelike aanbetref. En steeds besef hulle nie dat daar is 'n geskenk gegee wat hulle nie aanvaar nie. Steeds besef hulle nie dat alles het opgehou want daar's 'n rede, die Messias is gebore. En hulle hou nog steeds vas in die Ou Testamentiese gewoontes en tradisies en kultuur en godsdiens.
Hulle hou steeds daaraan vas. En weet julle wat? Hulle is arm. Hulle is geestelik arm, en hulle mis uit op dit wat die Here vir hulle wil gee. En ek wil vir jou sê, as jy jouself nie kan oopmaak, om ten volle te ervaar en ten volle te kan kry, wat die Here vir ons bestem het nie, gaan jy arm staan. Jy gaan geestelik arm staan, want daar's meer. Daar is soveel meer. Dan wil ek vir jou 'n eenvoudige vraag vra. Frans, as jy vir my 'n Coca-Cola gee, en ek loop so om die hoek, en ek gaan sit om aan een kant neer en ek loop weg, en jy sien dit, gaan jy weer vir my 'n Coke gee? Hoekom nie? Gaan jy homself gedrink het? Wyn? As jy vir my 'n Coke gee en ek gooi hom uit hier om die hoek, gaan jy vir my weer 'n Coke gee? Hoekom nie? Jy waardeer dit nie. Ja, ek waardeer die feit dat jy vir my Coke gegee het, ek wil hom net nie drink nie. Maak dit vir julle sin? Maar nou kom ons by die Here en ons sê, Here, ek soek meer, maar ek wil nie hê wat jy vir my gee nie. Here, ek soek hierdie gawes, maar ek wil nie hê wat jy vir my gee nie. En die realiteit is, die Here kan nie vir ons meer gee as wat ons nie ons eie maak en gebruik nie. So kom ons kyk net so vinnig, kom ons kyk net gou-gou. Wat maak iets wanted of unwanted? Wel, as ons praat van wanted, om iets wanted te maak, is dit wanneer jy iets met jou hart aanvaar en jou eie maak. So as Frans my 'n Coke gee en ek maak hom oop en ek drink hom en ek geniet hom, dan maak ek hom my eie. Ek pas dit toe, ek gebruik die voordeel van dit wat hy vir my gegee het in my lewe. Dis 'n wanted gift. Maar 'n unwanted is wanneer hy vir my 'n Coke gee en ek dink so by myself, ek drink nie jou Coke nie. By the way, ek doen. Maar in 'n geval, ek sien lus vir hierdie Coke. En die oomblik wat hy nie kyk nie, dan gooi ek hom in 'n asblik of ek gooi hom. Dis unwanted. En dis presies wat ons met die Here doen. Daar's soveel gawes. Maar nee, dis nou nie vir my nie. Jy weet, ek het nie so groot geword nie. Dis nie aanvaarbaar vir my nie. En hoor gou mooi. Jy mis uit. Jy mis uit op dit wat die Here vir jou wil gee. Ons vier nie Jesus se geboorte om fees te vier en geskenke te gee. En as jy dit doen, is dit great. As dit deel is van wat julle in julle gesin doen en familie doen, is dit great. Maar dit is nie die hoofrede nie. Die hoofrede is ons vier hierdie tyd, want ons het die grootste geskenk gekry. En sy naam is Jesus. Ons vier hierdie tyd omdat ons hierdie kosbare, wonderlike geskenk gekry het, wat hy vir ons wou gee. So kom ons staan net so vinnig 'n bietjie en kyk gou weer. Nou wat is hierdie geskenk wat hy ons gegee het? Eerstens, is dit 'n nuwe lewe. As ons na die woord van die Here kyk, sê hy, Johannes 1:12, maar almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So hy het vir ons die vermoë gegee, as deel van die geskenk, om kind van God te wees. So ek en jy het kindskap. Ons is nie 'n bywoner nie, ons is nie 'n dienskneg nie, ons is nie 'n slaaf nie, ons is kind. En natuurlik beteken dit dat as kind het jy sekere verantwoordelikhede of is daar sekere take wat op jou opgelê is, wat jy moet doen of wat jy kan doen. Maar ons het die geskenk van kindskap gekry deur die feit dat Jesus mens geword het. Daardie ou bekende gedeelte, en ek dink dit sal altyd die amazingste skrif in die Bybel bly, of een van die amazingste skrifte bly, Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad. Die wêreld. Dink gou aan jou grootste vyand. Kom ons sê vir argumentshalwe, jou grootste vyand se naam is Jaap. So lief het God vir Jaap gehad. Vir elke mens. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan kry. Tweede, sodat ons vrede kan hê.
dat ons ware vrede kan hê. Jesus sê Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. So as deel van die geskenk wat Jesus vir ons gegee het, kan ons werklik vrede hê. In hom kan ons vrede hê. Krag en gawes van die Heilige Gees. Ek lees hierdie week weer hoe Paulus vir Timoteus sê, Timoteus, beoefen die gawes wat jy ontvang het deur handoplegging. Beoefen dit. Hoeveel van ons het gawes gekry? Ons het dit net op die rak gesit. Sê, yes, Here, wat gaan die mense van my dink as ek nou skielik hier moet sê, wag pastoor, ek wil eers vir iemand bid wat siek is. Hierdie belofte is vir ons. Markus 16 vers 16 en 17. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dan sê hy, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Deel van die geskenk wat Jesus vir ons gegee het. Hy sê hierdie tekens sal volg. Hy sê in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Nuwe tale. En lees julle ook daar staan 'n nuwe tale sal van hulle mee spreek nie. Sien julle dit staan? Nee. Vir die wat geglo het, nuwe tale. Ek het nou nie die volgende skrif, die volgende versie met die volgende versie en jy sal jou hand op siekes lê en hulle sal gesond word. Daar's sekere geskenke wat God vir sy kinders gegee het, vir my en vir jou gegee het. Ek en jy kan dit vat of ons kan sê nee, dankie. Ons kan dit toepas in ons lewens of ons kan sê dis nou nie eintlik vir my nie. Onthou Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis 'n belofte van die Here dat ons sal krag ontvang. Maar wanneer ons die geskenk ontvang het, is daar 'n teenprestasie wat ek en jy moet doen. Dit moet wys in ons lewe. Ons moet 'n getuie wees. Die kerk. Ja, ek het nie 'n kerk nodig nie. Wow. Dis soos 'n stomp wat sê ek het nie 'n vuur nodig nie, ek kan alleen brand. Het julle al gesien wat gebeur as jy 'n stomp uit 'n vuur uittrek? Hy gaan dood. Hy hou op brand. En net so wanneer jy nie deel van die kerk van Christus is nie, hou jy op brand. Maar ek het nie nodig om in 'n kerk te wees om die Here te dien nie. Nee, het seker nie. Maar dit gaan vrek moeilik wees om alleen aan die brand te bly. Hoekom? Romeine 12 vers 4 en 5. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. Jy sien, want jy kan dalk 'n lid van hierdie liggaam wees, maar jy kan dalk die mond wees. En het julle al 'n mond gesien wat homself voer? Nee. As 'n hand wat die mond voer. En dan as jy kos in die mond insit, wat gebeur dan? Dan is daar 'n kakebeen en daar is 'n tong en daar is tande wat help om die kos te verwerk en in te sluk. So imagine as jy net die mond is en jy sê ek het nie die kerk nodig nie. Dis 'n gebreklike liggaam. En nie net vir jouself nie, maar ook die liggaam waar jy veronderstel is om deel van te wees. As gevolg van die feit dat jy nie deel is daarvan nie. Dis 'n geskenk, die kerk is 'n geskenk wat God vir ons gegee het. Of ons daarvan hou of nie. Romeine 12, ja, ek het daai klaar gesê. Kom ons gaan na die laaste een toe, hoop. En hierdie is seker een van die amazingste gedeeltes, is die feit dat ons 'n geskenk van hoop het. Johannes 14 vers 2 tot 3, sê die Here in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie,
so ek dit vir julle gesê het. Dan sê hy, ek gaan hom vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En deel van dit wat Jesus kom doen het, was juis om te sterf, sodat hy na die Vader toe kan gaan, en vir ons 'n plek kan berei. Ons het daai belofte, dat ek en jy in hom hoop kan hê. Ek en jy die belofte in Christus, dat ons in hom hoop kan hê. So ek wil julle vanoggend aanmoedig, geliefdes. Ons het die amazingste geskenk. Kom ons maak onsself oop vir daardie geskenk. Kom ons laat toe dat alles wat die Here vir ons gegee het, kom ons laat toe dat dit in ons lewe heers. Dat dit in ons lewe bly. Ek wil afsluit met ietsie wat ek gehoor het. Die storie loop soos volg. 'n Persoon het koffie gekoop en hy het met sy beker koffie by die winkel uitgestap. En toe hy uitstap, toe kom iemand in en hy stamp sy hand en hy mors die koffie. En daar lê die koffie op die vloer. Nou is die vraag, hoekom het hy koffie gemors? Hy is gestamp. Nog iemand? Hoekom het hy koffie gemors? Hy is gestamp. Nee, hy het koffie gemors, want daar was koffie in die beker. As daar tee in was, het hy tee gemors. As daar water in was, het hy water gemors. En as hy by McDonald's gekoop het, sou hy heel waarskynlik een van hulle Coca-Cola's gemors het. Maar die feit is, dit wat in die beker was, is wat gemors het. En die vraag is, wanneer ek en jy gestamp word deur die wêreld, wat mors ons? Mors ons die beloftes van Christus wat in ons is? Of lê dit op 'n rak? Mors ons hierdie amazing geskenke wat hy vir ons gegee het? Is ons vol daarvan? Of lê dit op 'n rak? Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om net weer eens vanoggend in herinnering te kan bring van dit wat U vir ons gedoen het. Here, en as ek sê 'n voorreg, U het vir ons mens geword. U het vir ons die grootste geskenk gegee in die vorm van Uself, sodat ons in U ten volle kan lewe. Dat ons in U weer herstel kan wees, om daardie edensverhouding, soos wat Adam en Eva met U gehad het, sodat ons nou in daardie verhouding kan staan. Here, maar soos wat U met Maria gemaak het en U self nie op haar afgedwing het nie, Here, maar dat U vir haar gesê het wat U plan was en sy daarmee saamgewerk het. So maak U ook met ons. U sê ook vir ons wat U plan is met ons en is ons besluit of ons met U wil saamwerk of nie. Ons het die keuse of ons wil toelaat dat hierdie amazing geskenke wat U vir ons gegee het, dat dit realiteit in ons lewens word of nie. En ek wil vanoggend bid, Here. Elkeen van ons wat hier is, dat U ons sal help. Here, en ek wil vanoggend bid, begin by my. Want dit is so maklik om mee gesleep te word met al hierdie wêreldse goed wat om ons is, met al die omstandighede waarmee ons besig is, dat ons vergeet wat U werklik vir ons gebring het. Ons vergeet hierdie amazing geskenke wat U vir ons voorberei het. Ons vergeet dat ons die volheid in U het. Here, en dat ons lewe in oorvloed het. Want U het gekom dat ons lewe en oorvloed kan hê.
Here, en ons laat so maklik toe dat die omstandighede net ons gedagtes wegvat. Ons aandag wegvat. En in hierdie tyd wat voor lê, Here, help ons dat ons gefokus sal bly op die mooiste geskenk wat hierdie wêreld ooit ontvang het. Ons redder, ons verlosser, Jesus Christus. Help ons, Here, dat ons fokus daarop sal bly, dat U vir ons mens geword het, sodat ons in U oorvloed van lewe kan hê. Sodat ons in U die Gees kan hê wat in ons werk. U Gees wat saam met ons kan wees. Dat ons deel kan wees van die groter prentjie van die kerk wat U liggaam verteenwoordig. Here, dat ons vanoggend werklik in U vrede kan hê. Maar Here, dat ons ook hoop kan hê vir 'n toekoms na hierdie lewe. En al sou ons môre om watter rede ook al die asem uitblaas. Here, is die dood vir ons 'n deur waardeur ons kan loop om in ewigheid by U te kan wees. Want U het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. U het gegaan om vir ons 'n huis voor te berei. En ons sê vir U dankie daarvoor. Help ons, Here. Help ons dat ons daardie groter prentjie in ons harte kan bewaar en kan koester. Here, dat die geskenk wat U vir ons gegee het, nie 'n unwanted gift sal wees nie, but a wanted one. Here, 'n geskenk wat ons sal koester, 'n geskenk wat ons sal gebruik, 'n geskenk, Here, wat ons sal toelaat om 'n invloed en 'n verandering in ons lewens teweeg te bring. Here, om ons so vol te maak, sodat waar ons ook al mors in hierdie lewe, waar ons ook al deur die lewe gestamp word, Here, dat ons juis dit van U wat in ons is sal mors en niks anders nie. Dankie, Here. Amen.